die nuus vanaand. President Cyril Ramaphosa wil G20 voorsitterskap gebruik om volhoubare skuld vir arm lande te verseker. Nog 'n getuie kom na vore oor 'n beweerde ontvoeringssyndikaat wat jong vroue in winkelsentrums teiken. Goeienaand, baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. President Cyril Ramaphosa sê as G20 president bevorder Suid-Afrika 'n stelsel van volhoubare skuld vir arm lande. Die president het 'n hoofvlak vergadering van die 4de internasionale beraad vir ontwikkelingsbefondsing toegespreek. Wêreldleiers kom later die maand in Spanje byeen om dringende implementering van die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte te bespreek. Kwessies soos hervorming van die internasionale finansiële struktuur is ook op die sakelys. Met die oog op die G20-beraad later vanjaar, sê Ramaphosa Suid-Afrika soek oplossings vir globale probleme, insluitend onvolhoubare skuldlas. We know, for example, that 23 countries in Africa are paying more for debt costs than critical development enablers like health and education. South Africa seeks to advance sustainable solutions to tackle high structural deficits and liquidity challenges. Die president sê moontlikhede word ondersoek om die prestasie van Afrika-ekonomieë te verbeter. South Africa will convene a side event at the FFD4 under the theme Forging a Common Agenda to Achieve Debt Sustainability in Developing Economies. Hy doen 'n beroep op die internasionale gemeenskap om werk te maak van volhoubare ontwikkelingsdoelwitte. We must align our efforts across all available fora and platforms. South Africa has been consistent that the priorities of the G20 presidency should complement and support the ambitious objectives that we have all set. Die tema van Suid-Afrika se G20-presidentsie is eensgesindheid, gelykheid en volhoubaarheid. Komiteelede van die parlementêre portefeulje oor elektrisiteit en energie en ander rolspelers in die bedryf het kommer uitgespreek oor 'n gasafgrond wat in Suid-Afrika dreig. Die sogenaamde afgrond word vir ongeveer middel 2028 voorspel. Entiteite soos die Sentrale Energiefonds, Sasol, die Suid-Afrikaanse Olie- en Gasvereniging en Sake-eenheid Suid-Afrika doen voorleggings hieroor en het die gevolge daarvan bespreek. Die Sentrale Energiefonds het die besprekings afgeskop. South Africa's current supply of natural gas, which really comes from Mozambique, Pande and Temane fields, it is approaching its end and we're looking at 2028 for that. And that is only 3 years away. And therefore, it really presents a major challenge when it comes to our energy supply chain, our industrial output, and as well as the broader economic competitiveness. Sake-eenheid Suid-Afrika het ook 'n donker prentjie geskets. It is really a multifaceted energy type, which certainly warrants a deep look into the future and role of it in the South African economy. In sy voorlegging getiteld Beyond the Gas Cliff, het Sasol sy verbintenis tot die industrie herbevestig. Hy beplan om metaangas selfs na die industrieteiken van 24 maande na Junie 2028 te voorsien. Alle entiteite is dit eens dat die gasafgrond vermy kan word indien die land spoedig optree. This debate of a gas cliff remains very fragmented and all over, without any effort to develop a coherent strategy to deal with it. That's my view. LPS meen hulle het nie genoeg tyd gehad om klarigheid oor verskeie kwessies te verkry nie. Dit sluit in die finalisering van die gasmeestersplan en vereiste verandering aan regulasies om beleggings te lok. Eybre Babie, SAIK Nuusparlement. Die staande komitee van Finansies sê die fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle aanvaar wat die minister van Finansies Eno Godongwana verlede maand voorgelê het. Die ANC, DA en Action SA het die voorstelle gesteun, terwyl die EFF en die MK-party dit verwerp het.
Na die derde probeerslag om die begroting goedgekeur te kry, het die gesamentlike komitees die groen lig gegee. Die vorige voorgestelde begroting is in die hof beveg en is uiteindelik buite die hof geskik. Die fiskale raamwerk behels inkomsteprojeksies, geraamde bestedings, skuld en implikasies vir begrotingstekorte. Is the 1 trillion infrastructure spending allocation over 3 years or in this current financial year? Because as it is here, it says over the medium term. Is that what it is? Then our position stands, Chair, that we don't agree. We don't welcome it. It's too little for us. The fuel levy is regressive, and that it is not pro-growth, because the fuel levy dampens consumption, expenditure, and it is inflationary as well. So it is not pro-poor, because it hits the people at the lower income strata more than it hits people that are doing very well and who will not feel it as a percentage of their income. Of course, it comes with unintended consequences as to how do we further mitigate the impact of the fuel. Well, nobody sitting here says that it will have no consequences. I mean, we'll be lying to ourselves. There will be. The question will be, how do you further cushion? Die ANC het die minister van Finansies se voorstelle verdedig. We are accepting the fiscal framework as tabled by the minister in his budget presentation at ICC. And then we are further, as the committee, making a recommendation to the National Department to ensure that the fiscals is redistributed and it sufficiently captures the various votes and the issues that would want to be reflected in terms of the country growing. Die komitee se verslag en resolusies sal volgende week in die nasionale vergadering voorgelê word. Die marksentiment onder plaaslike sakelei was meer gedemp in die tweede kwartaal van 2025. Rand Merchant Bank en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing se sakevertroue indeks het met 5 punte tot 40 indekspunte in die tydperk gedaal. Die opname is in Mei gedoen, 'n tydperk waar tydens diplomatieke betrekkinge tussen die VSA en Suid-Afrika gespanne was. Volgens respondente het faktore soos wêreldwye handelsonsekerheid en voortgesette plaaslike logistieke probleme 'n negatiewe invloed op hulle sakebedrywighede. RBM bepleit spoedige implementering van strukturele hervormings en meen die bekendstelling van die tweede fase van operasie Vulindlela is bemoedigend. 4 studente van die Walter Sisulu Universiteit is in hegtenis geneem en 2 polisiebeamptes beseer tydens 'n gewelddadige protesoptog by die Mthatha kampus in die Oos-Kaap. Die protes volg nadat borgtog toegestaan is aan die 54-jarige koshuisbestuurder Manelisi Mampane. Mampane staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord nadat 'n student noodlottig geskiet en 2 ander beseer is tydens 'n vroeëre betoging. Studente het die N2 hoofweg met brandende buitebande versper en werkers is die universiteitskampus belet. Die polisie het rubberkoels gebruik om die betogers uiteen te jag. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad stem oor sowat 'n uur oor 'n voorgestelde resolusie dat 'n permanente en onvoorwaardelike skietstilstand dadelik in Gaza ingestel word. Die inisiatief van die verkose 10 lede van die Veiligheidsraad gaan waarskynlik te kampe hê met die VSA se vetoreg tydens 'n stemming van die 15 lidlande. Indien die resolusie aanvaar word, gaan toepassing 'n opdraande stryd wees. Die partye was tot dusver onversetlik in Israel se aandrang dat die oorlog eers kan eindig wanneer Hamas algeheel vernietig is, bemoeilike oplossing. Die jongste diplomatieke poging speel af terwyl die humanitêre toestand in Gaza katastrofiese vlakke aanneem. Volgens die VN staar meer as 2 miljoen Palestynë dood weens hongersnood in die gesig. Die hoof van die internasionale Rooi Kruis bestempel die toestand as erger as hel op aarde.
Die resolusie stip uit dat alle gijslaers aangehou deur Hamas en ander groepe dadelik en onvoorwaardelik vrygelaat word. Daar moet ook nie, luidens die dokument, enige voorwaardes gestel word vir die opheffing van beperkings op die verspreiding van humanitêre voorraad en dienste in Gaza nie. Toegang tot water, elektrisiteit en ander noodsaaklike dienste moet herstel word. Die dokument eis navolging van internasionale humanitêre wetgewing, asook standaarde van menslikheid en relevante veiligheidsraadsresolusies. Die resolusies is regsbindend vir lidlande. Minstens 9 stemme is nodig vir aanvaarding en al 5 permanente lede, naamlik China, Rusland, Brittanje, Frankryk en die VSA, kan die resolusie veto. Die stemming sal na verwagting vanaand om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd plaasvind. Intussen is hulpverspreidingssentrums in Gaza gesluit nadat Israel se weermag gewaarsku het dat paaie wat na die terreine lei as gevegsones beskou sal word. Dit volg nadat minstens 27 Palestynë vroeg gisteroggend dood en talle beseer is nadat die Israeliese weermag na bewering op 'n humanitêre hulpverspreidingspunt in Rafah losgebrand het. Die voorval het naby die besige Al-Alam verkeerssirkel plaasgevind waar groot skares byeen was om noodvoorrade te ontvang. Dit was die 3de agtereenvolgende dag van bloedvergieting by 'n hulpverspreidingspunt. Volgens die Israeliese weermag het die voorval plaasgevind op die roete na die verspreidingspunt. Die weermag beweer sy troepe het verskeie verdagtes geïdentifiseer wat hulle genader het nadat hulle van die aangewese toegangsroetes afgewyk het etlike 100 meter van die ligging van die hulpsentrum. Nog 'n getuie kom na vore oor 'n syndikaat wat glo jong vroue teiken in winkelsentrums en Magashule kry sy dag in die hof in Januarie. Bly ingeskakel vir die en ander nuus net hierna. Ons gaan voort. Na die noodlottige skietery op een van die hoofverdagtes in die moordsaak van Olerato Mohale het verdere inligting aan die lig gekom wat daarop dui dat 'n syndikaat moontlik agter Mohale se tragiese moord sit. Nuwe leidrade het 'n moontlike verdagte identifiseer en nog moontlike slagoffers, sê die SAIK genader. 'n Jong vrou sê dat sy in 'n intieme verhouding was met een van die lede van die vermeende syndikaat. Die vrou beskryf hoe sy 'n man op die sosiale media platform Instagram ontmoet het, met wie sy 'n verhouding begin het. Sy glo die man is deel van die vermeende syndikaat wat jong vroue teiken. Sy hoop haar inligting sal die polisie help in sy ondersoek na die moord op Mohale. First time I met him, it was on Instagram. We spoke on Instagram and we exchanged numbers, and then he said we're gonna further our conversation on WhatsApp. He said I must come to Durban. Sy het hom in KwaZulu-Natal besoek, waar hy aan haar gesê het dat hy 'n selfoonbesigheid besit, nadat sy 'n aantal selfone in sy besit gesien het. Hy het glo ook in Johannesburg kom kuier en gesê hy moet 'n motor koop. By 'n motorhandelaar het sy 'n rooi Beijing voertuig vir hom gehuur, aangesien hy beweer het sy bankrekeninge gevries is. Dinge het haar begin hinder, soos ontstellende telefoonoproepe. In een so oproep het 'n vriend hom gevra om hom by 'n polisiestasie te ontmoet. He's saying he's not involved in these things. The person that is involved, he kept on saying the person that is involved in this thing is Thabiso, his friend. You know, I think the reason he was comfortable to tell me what was going on is because he wanted to prove a point that he is innocent. He don't do this. It's only his friends that are doing. He was trying to gain my trust. Die SAIK het die beeldmateriaal aan die polisie oorhandig. Die polisie het beide die slagoffers gekontak om vir hulle getuie beskerming te bied. Enigiemand met verdere inligting word versoek om die polisie te skakel by 082 77 89035. Die voormalige Vrystaatse premier, Ys Magashule, sê die staat gebruik apartheidstaktieke in die manier waarop hy die 255 miljoen rand asbesdak 'n verwyderingssaak hanteer. Dit volg nadat regter Philip Loubser in die Vrystaatse Hooggeregshof die saak tot volgende Vrydag uitgestel het op versoek van die staat. Die staat wil aansoek doen om teen Moradi Cholota se vryskelding gister te appeleer. Die hoofverhoor gaan op 26 Januarie 2026 begin.
Die staatsanklaer Johan de Nuyssen het 'n transkripsie van die uitspraak aangevra ter voorbereiding van 'n moontlike aansoek om appel. De Nuyssen het aangedui dat Charlotte 'n integrale deel van die saak vorm. It was contemplated that we might continue with the trial against the rest of the accused, but the problem is that in our view, right or wrong, accused number 17 forms an integral part of the case against the bigger case. So if we win such an appeal, then she can be added again. Once we start leaving evidence, we cannot do that. Then we will have to prosecute her in a separate trial, which is not conducive. 'n Baie geïrriteerde Magashule het protes aangeteken teen die versoek om uitstel. We don't have rights, because now and then, even if you meet next year, it's going to be another postponement. They said they are ready, out in the public, it's us wasting time. Yes. And it's costly for us. Magashule hou vol, hy is onskuldig en sê die vertragings bring ekstra koste mee. They can do whatever. They will never find Charlotte guilty of anything. They can, they're still applying apartheid tactics of the past. But we have fought against apartheid. We'll still fight against injustices. You can see I'm angry because out there we are corrupt. Die nasionale vervolgingsgesag sê die uitspraak het verrykende gevolge. Importantly is the fact that there is an appetite to appeal the judgment because of its far-reaching implications in respect of a lot of extradition applications that we've made, and given the fact that the state believes that there is evidence that implicates Ms. Charlotte and therefore would want to see her stand trial. Unfortunately, the judge is yet to provide us with a full written judgment upon which a decisive determination will be made on the grounds of appeal and a final decision be made whether to apply for leave to appeal. Magashule en 16 ander is in 2020 in hegtenis geneem. Kom ons kyk gou na die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Die Sharks hoop om die Bulls die naweek te troef in die halfeindstryd van die Verenigde Nasies kampioenskap. Dit in die sportsegment net hierna. Rugby-deelname deur meisies op skoolvlak in Suid-Afrika styg aansienlik en het van 2023 tot 2024 by tussen 15 en 20% verbeter. Dis 'n goeie teken vir die toekoms van die nasionale vrouespan wat binnekort aan die Rugby Afrika beker toernooi in Madagaskar deelneem. Die nasionale span het vir die Afrika toernooi voorberei deur onder meer teen 'n mansspan van die Universiteit van Johannesburg te oefen. Heelwat nuwelinge is in die groep en SA Rugby se doelwit is om die aantal beskikbare spelers vir die nasionale span aansienlik te verhoog. Volgens Lucelle Hannekom, een van die ervare spelers in die groep, is die moontlikhede vir groei in plek. Daar is definitief 'n groot belangstelling. Dit het al baie gegroei van ek het in 2018 begin en ek het in die Noord-Kaap begin van alle plekke. So daar was dit verskriklik klein. As daar 3 mense in die skool was van die vrouens wat rugby speel, was dit verskriklik baie. En as ek nou terugkyk na die mense in ons gemeenskap en so hoe baie meer meisies al rugby speel en selfs nou in die Kaap waar ek nou tans gebaseer is, hoeveel meer skole begin bied ook nou al rugby vir klein kindertjies aan en klubs wat al van onder 9 af begin aanbied en dis nie nou net meer dat jy van onder 16 af kan speel nie. Die span se hulpafrigter, Franzel September, is van mening dat die oefening teen mans die span help om vinniger op hulle voete te dink wat onervare spelers op internasionale vlak sal bystaan. Hierdie is maar deel van wêreldbeker voorbereiding. Dit is om die ander spelers 'n genoegsame geleentheid te gee vir game time. En dan ons sien uit wat hulle kan doen ook
op pad na die Wêreldbeker. Ek dink van hierdie spelers het vir ons goeie vordering gewys met hulle provinsiale kompetisie wat ons gespeel het vroeër in die jaar. Ons het 'n toer gehad Europa toe ook, so ons is sover tevrede. Ja. Die span se eerste wedstryd in die Afrika toernooi is Saterdag teen Uganda. Harry Olivier, SAK nuus, Johannesburg. Ongelooflik. Dis dan al van die Afrikaanse redaksie. Baie dankie vir die saamkyk. Ons groet tot môre aan. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Ons kyk nou na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons baie mooi weer in die sentrale gedeeltes van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir motreën langs die plateaurand en dan ook bewolkte toestande wat dan strek vanaf die noordelike dele al die pad tot en met die Wes-Kaap. Vir môre sien ons miskolle word dan ook verwag in groot gedeeltes van die Oos-Kaap, bewolkte toestande oor groot dele van die land en dan is daar ook 'n 30% kans vir donderstorms wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap, Vrystaat en dan ook in groot gedeeltes van die Oos-Kaap. Vir vandag is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande wat dan verwag word langs die Ooskus. En dit strek tot en met die kus van KwaZulu-Natal en dan is daar geel vlak 1 waarskuwing vir sterk wind wat dan ook verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar steeds 'n geel vlak 1 waarskuwing wat verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 9, 19, Bronkhorstspruit 'n maksimum van 20 en dan Carletonville en Vereniging het albei 'n maksimum van 18. In Limpopo koel in die provinsie, Messina 12:23, Lephalale 9:22 en dan Polokwane het 'n maksimum van 17. Mpumalanga, Middelburg 7:17, Skukuza het 'n maksimum van 20, Carolina 6:16 en dan Standerton het 'n minimum van 5. KwaZulu-Natal, Vryheid 7:17, Ulundi 'n maksimum van 19 en dan Kokstad 4:19. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, Kumane 0:21, Makanda 27 en Oos-London het dan 'n maksimum van 22. In die Weskaap baie mooi weer en sonnig, Woester maksimum van 21, Kaapstad 6:18 en dan Beaufort Wes 'n maksimum van 23. Mooi weer en sonnig in die Noord-Kaap gedeeltes, Springbok maksimum van 22 en dan Sutherland het 'n minimum van -4 en 'n maksimum van 18. In die Vrystaat Sasolburg 6:18, Welkom 7:20 en dan Bethlehem en Wepener het dan albei 'n maksimum van 17. Ten slotte Noordwes, ons maksimum temperature is bo 20 grade, Ottosdal en Lichtenburg albei 27. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.